Bly ingeskakel, dit is tyd vir ons stories. Kaartjies asseblief, tickets please, geskryf deur Karin Fourie Badenhorst en gelees deur Annette Havengaan. Jy kan nie saamgaan nie, Flippie, jy is nog te klein. As jy groter is, neem pappa jou saam. Flippie raak groter. Groot genoeg om nie meer sy ouers se wense te gehoorsaam nie. Van leer wil die kind niks weet nie. Hy leer op die stasie van treine en die dinge van treine. Dit neem hom 9 jaar om standaard 6 deur te kom en uiteindelik kan hy sy tassie pak en saam met die trein Kaap toe gaan om op die spoorweë te gaan werk. Hy begin werk as 'n stoker, soos sy pa, maar hy wil tussen mense wees. So raak Flip Tjoek 'n kondukteur. Vir 40 jaar lank is hy soggens uitgedos in die swart sergepak-klere met 'n boortjiehemp en 'n das en 'n swart pet met die SAS kenteken op. Hy vorder in range totdat die pet 'n goue koord om die rand kry en hy 2 goue koorde om sy baadjie moue kry. Sy skoene en die leergordel is elke dag blink gepoets. Flip gee sy lewe oor aan treine en stasies word sy tuistes. Na die ontvangs van 'n goue horlosie tydens sy aftrede klou Flip verknog aan stasies. Vanaf Kaapstad tot Johannesburg slaap hy op stasiebanke, altyd in sy swart pak geklee. Hy raak 'n verleentheid vir die SAS en word in 'n rusoord in die stad geplaas om sy brein te herstruktureer. Na 3 jaar word hy as gesond verklaar en verlaat hy die rusoord. Die trein neem hom na sy geboortedorp. Terwyl hy stadig deur die strate stap op soek na iets of iemand bekends, hoor hy die klokke. Die trein gaan trek. Daar op die sypaadjie haal hy sy swart pak en toebehore uit en verklee. Hy hardloop al vinniger in die rigting van die klokke. Die trein sal tog nie sonder hom kan trek nie. Vinniger, Flip, vinniger. Hy storm die deur in. Kaartjies asseblief, tickets please. Die trein is vol vandag en hy raak ongeduldig as niemand met 'n kaartjie tevoorskyn kom nie. Tickets please, kaartjies asseblief. Ek groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Broeders en susters, al is dit 'n winkelkaart of 'n telefoonkaart, oorhandig dit asseblief. U sal dit wel weer terugkry. Vergete treinkaartjies kelder amper Jimmy se groot aand. Geskryf deur Judith Vermeulen en gelees deur Annette Havengaan. Op Valentynsdag is Jimmy die hele dag op hete kole, dat alles tog net moet regloop vir die belangrikste aand van sy lewe. Die vierkantige juweeldoosie is veilig binne in sy skoongemaakte pak se baadjiesak. Die trein is al 'n maand terug bespreek, die vonkelwyn is aangekoop. Die gaste gaan lekker smil aan al te lekker smilkosse watertandisse. Stormy Dreamers se strelende vioolmusiek gaan vir 'n baie romantiese aand sorg. 'n Aand waaroor hy al so lank droom. Hy moet nog net die bespreekte treinkaartjies gaan optel. Zelda van die skoonheidssalon, allermooiste vrou, gaan Denita van kop tot tone pamperlang. Sy ma gaan haar op 'n inkopietog neem vir 'n mooi rok en skoene. Denita dink dit is sy verjaarsdag en Valentynsgeskenk aan haar. 22 jaar gelede, met haar geboorte, was sy hartsnooi die vonkel in haar ouers se oë. Vandag sit die vonkel in syne. Die groot oomblik breek uiteindelik aan. Jimmy gaan voor almal teenwoordig af op sy knieë. Op daardie presiese oomblik kom die kaartjiemeester in. Geskok snak Jimmy na sy asem en laat val byna die ring toe hy die woorde "Kaartjies asseblief" hoor. O gits, wat maak hy nou? Hy het so waar vergeet om die kaartjies te gaan optel. Hier sit al die gaste en al hulle kaartjies lê nog by die besprekingskantoor. Almal sit en kyk hoe hy van verdwasing sy kop in ongeloof skud. Verboureerd begin hy stamel. Jammer my lief, ek wou so graag 'n perfekte aand vir jou gee. Nou het ek almal bars uit van die lag toe sy ma met die kaartjies wapperend in haar hand na vore tree. Lachend sê sy: "Ontspan my seun, dis net 'n grappie. Ons moes jou darm so 'n bietjie laat sweet. Jy kan nou voortgaan om die groot vraag te vra." Witbrood, gelees en geskryf deur Michelle Reigert. Die stoomtrein stop op Knysna-stasie. John en Michaela klim af en gaan verken die Nysa Lagoon en waterfront. Die trein vertrek weer oor 3 ure en hulle het genoeg tyd om middagete te eet en rond te loop. Michaela wil in elke butiek rokke aanpas, maar John is lus vir 'n lekker groot rampsteak. Hy jaag haar aan. Hulle kry 'n tafel by 'n gewilde restaurant. John bestel 'n yskoue bier en Michaela 'n glas wyn.
Knysna is so mooi en daar is 'n regte vakansiebus in die lug. Michaela kyk hoe John sy steak geniet en besluit om hom 'n bietjie te terg. Sy trek haar skoen uit en speel voetjie met hom. Hy glimlag vir haar, sy byt haar onderlip en hy weet sommer waaraan sy dink. Dis tyd om terug te gaan stasie toe en die twee verliefdes loop hand aan hand terug. Hulle kry 'n sitplek in 'n stil kompartement van die trein en sit styf langs mekaar. Michaela kyk by die venster uit en John soen haar saggies in haar nek. Die vlinders in haar maag is erg bedrywig. Hy soen haar hartstogtelik. Verskoon tog, mag ek julle kaartjies sien asseblief? Michaela bloos bloedrooi en krap in haar kortbroek se sakke. Sy kry nie die kaartjies nie. John krap ook in sy broeksakke, maar dit is skoonveld. Die kaartjie-operateur kyk die verliefdes baie skepties aan en wonder wat 'n storie hulle gaan uitdink. Hy kan al immers 'n boek skryf met al die wit lintjies wat mense hom al vertel het. Michaela dink 'n bietjie terug en besef dat die kaartjies seker uitgeval het toe sy die rokke aangepas het in die butiek. Sy skel sommer vir John, want hy het haar so aangejaag in die butiek. Die kaartjie-operateur skud net sy kop en sê, "Geniet julle witbrood, hierdie trip is op my." Frantic by Lorna Keenan. All students to revise chapters 3 to 10. See you at the same time next week. Brianna shrugged on her jacket and swiped her books into her bag. Professor Blake had gone way over the lecture time, and she hoped that she could make the last train out. It was dark and cold outside, with one flickering street light. As she waited impatiently for the traffic light to change, she felt all her neck hairs stand on end. Looking behind her, a man appeared from the shadows. He was wearing a trench coat and a hat pulled low over his eyes. Brianna looked for traffic and hurried over the road. She chanced a glance behind her and saw that he was following. Running now, with her book bag slapping against her side, she saw the welcoming lights of the station. She jumped over the turnstile and ran to the platform. Her train had just pulled in and she jumped on and went to the first carriage. Where are people when you need them, she thought. She sat down and looked around but couldn't see the stalker. As the train pulled out, she breathed a sigh of relief and tried to relax. She was sweating and tried to get her breathing under control. Brianna stood when the rear door slid open and the shadow man strolled in. He was leering at her as he pulled a knife from his pocket. Holding her bag in front of her, she started backing up, not taking her eyes off him. He moved closer and gave a maniacal laugh. The door behind her whooshed open. "Tickets, please." Tickets, Please, written by Cornelia and read by Tia Jacobs. Have you ever scored a golden ticket to the adventure of a lifetime? Picture this, a fancy ride whisking you away from home, bubbly in hand, to hop on the luxurious blue train. A personal butler and waiter cater to your every whim. A dreamy bath, a cozy bed, and more bubbly await you on board. As you mingle with new friends over more bubbly in the dining car, that's where I found myself. Perhaps sipping one too many glasses, seeing a ghostly old man with a ticket machine. I missed a step and taking an unexpected tumble to my demise. But let me assure you, this isn't the end of the story. You see, I didn't just vanish into oblivion. Instead, I found myself in a curious, ethereal state, floating above the scene of my unfortunate accident. It was as if time had paused, and I was given a rare opportunity to observe life from a different perspective. As I hovered there, I noticed the concerned faces of my new acquaintances. Their laughter quickly turned to gasps of horror. The train staff rushed to my side, attempting to revive me,
but it was too late. I felt a strange sense of detachment, as if I were watching a play unfold rather than experiencing my own end. Suddenly, a mysterious figure wrapped in shimmering silver light materialized next to me. It was an elderly man wearing a stern expression, and he warned me about the consequences of excessive drinking. His scolding caught me off guard, and I felt the urge to give him a piece of my mind. But before I could react, he offered me a chance to redeem myself by passing on the haunting duty to someone else. That's exactly what he did. Giving me a piercing gaze, he uttered, "Tickets, please." Jou stories, ons stories. Hoor jou storie op die lig elke Dinsdag en Donderdag om 1:45 tot 2:00 net op Radio Oeverberg, want local is lekker.